Ons gaan saam lees uit Efesiërs 1, soos julle sal onthou, die wat hier was laasweek het Bram ook uit Efesiërs 1 gelees. Ons gaan aangaan daarmee en so dan bietjie aangaan met Efesiërs vir die volgende paar weke as dit die Here se wil is. Ons fokus laasweek was die tweede gedeelte van vers 3, dis hy wat ons in Christus geseën het met elke geestelike seëning in die hemel. Vandag gaan ons aan tot by vers 10. Ons gaan saam lees van vers 3 tot 14. Lofwaardig is die God en Vader van ons Here Jesus Christus. Dis hy wat ons in Christus geseën het met elke geestelike seëning in die hemel. So het hy ons voor die grondlegging van die wêreld in hom uitgekies, sodat ons heilig en onberispelik in liefde voor hom sou wees. Nadat hy ons voorbestem het om deur Jesus Christus as sy kinders aan te neem, soos hy dit volgens sy wil goed gedink het, tot lof van die heerlikheid van sy genade, waarmee hy ons in die geliefde begenadig het. In hom het ons die bevryding deur sy bloed, die vergewing van ons oortredings, uit die rykdom van sy genade, wat hy oorvloedig aan ons geskenk het, saam met alle wysheid en insig. Hy het die geheimenis van sy wil aan ons bekend gemaak, soos hy dit goed gedink het en in Christus voorgeneem het, om die volheid van die tye te bestuur en om alle dinge, die dinge in die hemel en die dinge op aarde onder een hoof in Christus saam te bring. In hom is ons ook as erfgename uitverkies, voorbestem volgens die voorneme van die een wat alles volgens sy raad en wil laat gebeur, sodat ons, wat van die begin af ons hoop op Christus gevestig het, kan bestaan tot lof van sy heerlikheid. In hom is julle, toe julle die woord van die waarheid, die evangelie van verlossing gehoor en tot geloof gekom het, verseël met die Heilige Gees wat beloof is. Die Gees is die waarborg van ons erfenis, om ons los te koop as God se eiendom tot lof van sy heerlikheid. En ons fokus dan op vers 10, om die volheid van die tye te bestuur en om alle dinge, die dinge in die hemel en die op aarde onder een hoof in Christus saam te bring. In die nuwe vertaling staan daar onder een hoofskap te verenig. So om almal wat aan Christus behoort, onder Christus saam te bring. Dis een van daai, wel die hele Bybel se karakter is so, maar hierdie is een van daai voor die hand liggende goeters van 'n Bybelgedeelte wat deur 'n Bybelgedeelte verklaar word. So een van die hermeneutiese reëls wat ons het, daar die skrif verklaar en dan verklaar die moeiliker gedeeltes met die makliker gedeeltes. Dis 'n baie belangrike ding. En as jy Efesiërs 1 vers 10 kyk en jy hoor dat God alles onder een hoof verenig het, naamlik onder die hoofskap van Christus, dan is dit so 'n bietjie van 'n moeiliker gedeelte, want jy vra die vraag, maar wat beteken dit? En dan kan jy blaai na hoofstuk 4 toe, waar Paulus eintlik dan dit verduidelik, die Here dit verklaar, as hy sê, die gemeente is 'n liggaam, Christus is die hoof van daardie liggaam, al die ledemate pas by mekaar, vervul elkeen hulle funksie en so lewe hulle gawes teenoor mekaar uit. So, daai hoofskap is die kerk wat saamtrek onder Jesus Christus, wat 'n nuwe wêreldorde eintlik skep. So as ons kyk na hierdie vers 10, dan kan ons by die tema uitkom wat sê onder die hoofskap van Jesus is ons saam funksioneel. En dit is nie altyd so dat ons saam funksioneel is nie, want ons leef in 'n tyd waar die wêreld baie 'n gees van individualisme het. Dis elkeen vir hom of haarself. En ons kan sê, nee, ons onttrek ons hiervan, want ons is gelowiges wat sê, ons lewe vir die liggaam van Christus. Maar in 'n mate, tog elkeen van ons wat hier sit vanaand nog 'n gees van individualisme. Ag, weet jy wat, hierdie of daardie ding pas my nie eintlik nie, of hierdie of daardie opoffering wat jy wil hê ek moet maak is vir my te veel, of in hierdie opsig of in daardie opsig sal ek nie aan myself of my karakter buig of verander nie. Jy moet net daarmee vrede maak met hoe ek is. Daar's 'n individualistiese karakter in die mens van ons tyd. Jy kan net gaan kyk na hoe mense bestuur, dan sien jy klaar, dis elkeen vir homself. Ek het donderdag 'n afdag gevat, en ek het gery iewers heen, en toe ek hier op die hoofweg draai, sit ek my flikkerlig aan, en hier's 'n ou wat hier op my afstorm, maar ek gaan voor hom in, want ek moet op die N12 kom, en daai ou het vir my woorde toegesnou, wat ek in die woordeboek moes gaan soek. En dit is oor, ek durf nie 1 sekonde van sy tyd mors nie, hy is te belangrik
vir die lewe. En so slaan dit deur op alle vlakke. En dis 'n hartseer ding dat elemente hiervan posvat by gelowiges en dit mag nie. Want weet julle wat het gebeur? Dit het gelei na 'n soort van lewenstylkeuse Christendom by mense. Hoor my, Christendom het 'n leefstylkeuse geraak by baie mense wat hulle self gelowiges noem. En Christendom is nie 'n leefstylkeuse nie, dit is nie. Maar dit het 'n leefstylkeuse geraak en ons sien dit, dis soos die Engelse sou sê, it's evident in mense wat sê, ag weet jy, ek kan kerk doen soos ek dit wil doen. Of ek kan hier kom sit en 'n ontvanger wees en nie iemand wees wat gee en my gawes uitleef nie. Of ag weet jy, ek kan by die huis wees en kerk hou op die TV, of ek kan by die huis wees en self my Bybel lees en so soort van kerk wees. Dit het vir so gesindheid en mentaliteit is Christendom 'n lewens keuse, lewenstylkeuse. Dis nie 'n identiteit nie. En wat hierdie teks vir ons leer en wat die Bybel in sy geheel vir ons leer, is dat Christendom 'n identiteit is en dat daar geen plek is vir die sogenaamde wêreldse styl van individualisme nie. Natuurlik wil die Here hê jy moet vir jouself kyk en jouself oppas, maar is nooit net ek, me, myself en I nie. Jy moet nooit in jou hele lewe as 'n disipel van die Here onbuigbaar wees, onleerbaar wees, hardkoppig wees en dink jy is slim en high and mighty nie. Dit is net nie moontlik dat ons so gesindheid het nie. Want wat Christus ons doen, wat hy vir ons doen, is om juis ons te red van die individue en ons deel van 'n span te maak. Nie net red die Here jou as 'n individu nie, maar hy's besig met 'n allesomvattende plan wat van ewigheid af bestaan. Daar staan in vers 4, voor die grondlegging van die wêreld het God jou uitverkies om heilig en onberispelik te wees. Dit laat my nogal dink aan Romeine 12, waar die Here sê, gee julle lewe as 'n offer vir God, wat vir hom aanneemlik is. En dit moet jy doen deur jou gedagtes te vernuwe, jou kop reg te kry eintlik, is die eenvoudige Afrikaans. So die Here sê vir ons weer eens in hierdie gedeelte, voor die grondlegging van die aarde is dit jou bestemming, is dit waartoe ek jou beroep het, dat jy jou lewe sal leef soos ek jou roep om dit te leef. En dan sê hy, my doel is om alles onder een hoof bymekaar te bring en dis Jesus Christus. Al sy mense saam mekaar, besig met mekaar vir die Here en tot opbou van mekaar, met die Here se eer as ons grootste aim. So waar 'n individuele bestaan waar die mens se karakter geken word aan dat ek geneig is om God en my naaste te haat. So dis die sondige karakter word geken daaraan dat alles gaan oor my. En ek moet my sin kry en dit moet gaan soos ek dit wil hê. Vat die Here ons uit daardie soort karakter en hy sê, maar nou gaan alles oor Christus en as alles vir jou oor Christus gaan dit oor sy nuwe orde in ons lewe. Waar sonde, gebrokenheid en verdeeldheid gebring het, bring ons Here Jesus Christus orde. Hy bring orde, hy bring eenheid en hy bring herstel. En hy leer vir ons in Efesiërs dat daai nuwe lewensorde nie 'n lewenstyl keuse soos die wêreld Christendom maak nie. Dis 'n nuwe lewenstyl orde. Dis deel van God se raadsplan. En dit voltrek in die kerk van Christus. Is 'n non-negotiable. Maar om daarvan deel te wees of om in dit te kan funksioneer, moet jy eers soos die Here Jesus sê, ek kruisig myself en ek lewe vir die Here. En alles werk volgens God se raadsplan en onder die heerskappy van die koning, maar die gelowige moet reageer op daardie koningskap in sy lewe. So dis 'n troos vir ons. Ons kan weet niks is buite God se beheer nie en ons lewe val binne sy raadsplan. Ons is deel van 'n netwerk van medegelowiges waar ons mekaar kan ondersteun, waar ons kan gawes kry ter ondersteuning in ons lewe. Maar ons moet ook weet dat ek my moet toewy hieraan. Dat ek my moet toewy aan 'n nuwe orde wat Jesus Christus vir my lewe geskep het. Dis die orde waar sonder ek nie kan nie. Dis die orde waar sonder 'n lewe uit mekaar uitval. Dis die orde waar sonder 'n mens se lewe niks is nie. Dis nie net soos die wêreld leer 'n goeie leefstylkeuse vir jou om te maak om Jesus te volg nie. Dis 'n nuwe orde vir jou lewe waar sonder jy nie kan leef nie. En dis die eerste ding wat ons hier moet inknoop en baie goed verstaan. Om vorentoe te gaan en te sê ek lewe in Christus
se orde. Daai woord wat daar staan is ereine. Dis die woord wat in 1 Korintiërs 14 gebruik word vir God is 'n God van orde. Maar julle sal sien daar, God is 'n God van troos, is wat eintlik daar gesê word, nê. God is 'n God van opbou vir medegelowiges. Dis wat daar staan. Met ander woorde, jy moet dit in die breër konteks van die skrif sien as die Here is 'n God wat mense bymekaar bring, hulle harmoniseer, hulle sinkroniseer en hulle aktiveer om vir sy kerk en koninkryk te leef en bestaan. Asof ons geleer word in 1 Korintiërs 14 dat God is 'n God van orde, gaan dit daaroor dat ons roeping kan uitleef binne die gawes waarmee God vir ons elkeen geseën het. Ek dink daai orde word partykeer so 'n bietjie verkeerd geïnterpreteer en verstaan deur party gelowiges. Jy lewe 'n ordelike Christelike lewe as jy committed is aan die koning Jesus Christus, as jy aktief leef in sy koninkryk, en as die ou wat nou langs jou en voor jou en agter jou sit, vir jou uiters belangrik is, dan lewe jy ‘n lewe van orde, in die orde van Jesus Christus. En so jy kan nou sit en 'n oomblik vat en om jou kyk, en vir jouself vra, is ek hier vir my, of is ek hier vir die ou voor my en agter my en langs my? Ons lewe in Christus se orde. Disippelskap is nie 'n leefstylkeuse nie, dis 'n orde van bestaan. En dis 'n orde wat nie opsioneel is vir elke ware disipel nie. Dis 'n orde waar mense kniel voor die gesag van Christus en hulle ontwerp aan die Here. Christus, die hoof van die hele skepping, en alles word uiteindelik onder sy gesag saamgevat. Dis soos Paulus skryf in Filippense 2. Elke knie sal buig en elke tong sal erken, Jesus Christus is Here. Daarom moet ons weet, 'n disipel se leefwêreld is nie 'n aktiwiteit nie. Dit is 'n identiteit. As jy jou geloof gaan hanteer en benader as 'n aktiwiteit, sal dit iets wees waarvan jy nou en dan verdwaal raak. Iets wees waarvan jy nou en dan afsluk. En ons sien dit in soveel gelowiges, nê, in soveel mense se lewens, dat dit iets is wat hulle met tye kan doen en met tye nie kan doen nie. En iets is waarin hulle ziel het en dan nie het nie. En iets is waarin hulle volspoed is en afsluk. Maar wat ons vir onsself gaan begin leer en dit inkweek, dat dit is 'n identiteit, dis wie ons word in Christus. Dis nie meer ek wat lewe nie, maar hy wat deur my leef. Dan gaan ons dit meer reg kry om aktief te bly op pas met dit wat die Here ons roep om te doen. So vir deelnemers aan die Christelike geloof. Want onthou, jy het binne die Christelike geloof mense wat sê hierdie is my identiteit, hierdie is my karakter, hierdie is wie ek is, dis waarin ek lewe. En dan het jy mense wat deelneem, nê. Wat sê, ag, weet jy, dis my lekker om kerk toe te gaan. As die dominee nou iets daar sê wat nou nie lekker is nie, dan like ek dit nie. Ek gaan dan en kry 'n boodskap en ag, is so ver soos dit gaan. Ek hoef nie eintlik betrokke te wees nie. Ek doen nie ding soos ek dit dink. Dis 'n leefstylkeuse vir my. Dan sê jy 'n deelnemer, nie iemand wat committed is as 'n disipel in Jesus nie. In deelnemerskap maak elkeen sy eie reëls en daar's geen opoffering nie. In ware disipelskap maak die Here Jesus Christus die reëls en daar's 'n totale opoffering van ons hele lewe. Dis wat dit is en dis hoe dit werk. Onder die gesag van Jesus ons koning en Here is waar disipels hulle leefwêreld soek. Met baie mooi luister na daardie. Onder die gesag van die koning is hoe jy jouself definieer. Dis hoe jy bepaal wie jy is. Dis hoe jy inkleer wat jou lewe besig is en behoort besig te wees om te doen. Om saam met mede-gelowiges, mede-disipels jou lewe onder Christus se koningskap te definieer. En die Here gee hierdie waarheid, geliefdes, sodat die kerk seker kan wees van God se vaste en onveranderlike raadsplan en dat die Here ons skep om saam te funksioneer vir sy eer. Dis die rede vir ons bestaan. En daarom bring dit ons by ons tweede laaste punt wat sê, die span is die raadsplan. Die span is die raadsplan. Wat jy eers moet sien is die basis van dit. Weereens, is nie 'n leefstylkeuse nie, dit gaan nie oor my alleen nie. Dis 'n nuwe lewe met 'n nuwe karakter en identiteit. En dan realiseer hierdie basis in gelowiges wat saamkom. Gelowiges wat saam funksioneer, wat mekaar opbou. Saam as uitgeroeptes en eiendom van God, wat die naam van die kerk ook is. Ek het dit tot vervelings toe al vir hierdie gemeente gesê. Die woord wat ons vertaal as kerk is die woord kuriakos en dit beteken die wat aan die Here behoort.
Die woord wat ons vertaal is gemeente is die woord ekklesia, wat beteken die wat vir die Here uitgeroep is. Dis hierdie nuwe karakter en die identiteit, gelowiges wat saamkom, wat uitgeroep is, as die eiendom van God saam funksioneer. In Efesiërs 1 leer ons dat God se verlossingsplan is groter as my persoonlike geloofservaring binne dit. Van ewigheid is God besig om alles in die hemel en op die aarde onder een hoof saam te bring. Christus red nie net individue nie, geliefdes. Hy herskep 'n orde. Hy vorm 'n liggaam. Hy bou 'n volk wat saam funksioneer onder sy koningskap binne sy orde vir hulle lewens. En daai orde is 'n orde van opbou. Waar die gees van die wêreld sê ek is eerste, sê die evangelie van Jesus is eerste en ons is onder Christus saam. Disippelskap is daarom nie 'n keuse wat ek maak wanneer dit my pas nie. Dis 'n nuwe identiteit wat ek leef elke oomblik ononderbreek. Dis 'n nuwe bestaan. Dis 'n nuwe plek binne God se raadsplan waar my lewe in vervulling gaan, stap vir stap soos die Here dit wil hê. Ware disippelskap, sê Efesiërs 1 vers 10 vir ons, is ingeskakelde gehoorsaamheid. Die vraag is nie, behoort ek aan 'n kerk nie. Die vraag is, hoe leef ek in my kerk vir elke ware disipel? Die vraag is nie, behoort ek aan 'n kerk nie, maar die vraag is, hoe funksioneer ek as kerk van Jesus Christus? Want Christus roep niemand tot 'n losstaande geloof nie, maar tot 'n ingeskakelde gehoorsaamheid. Van diensbaarheid tot die eer van sy naam. Nie tot 'n private spiritualiteit nie, maar tot 'n sigbare, funksionerende liggaam. En onder die koningskap van Christus moet ons weet, is daar nie plek vir selfgerigtheid nie, daar's nie ruimte vir gebruikersgeloofsingesteldheid nie, en daar's geen disippels sonder 'n verbondenheid, sonder 'n totale commitment aan Jesus Christus nie. En sê die Here vir ons, hierdie is nie 'n nice to have, sluit by Benoni Country Club aan, sodat jy afslag kan kry op 'n ronde golf nie. Hierdie is die Here se raadsplan, dat ons 'n span sal wees. En elkeen wat in Christus is, 'n plek en 'n roeping en 'n verantwoordelikheid het. Mag ons dan nie vra, wat kry ek hier uit nie? Want is dit nie die vraag wat mense so gereeld vra nie? Ek kan verseker dit vir julle sê, waar mense ooit vir die kerk kwaad raak, gaan dit oor daai vraag, wat het ek nie gekry nie? Mag ons nie as ware disippels ooit daai vraag vra, wat kry ek hier uit nie? Maar hoe dien ek my koning saam met sy volk? Dis die vraag. Hoe dien ek Jesus Christus saam met die mense wat hy onder een hoof verenig het, om as liggaam te funksioneer en mekaar op te bou? Want onder die hoofskap van Jesus is nie net waar ons gered is nie, maar dis waar ons saam funksioneer en ons roeping uitleef. Kom ons bid saam. Here, ons wil U prys dat uit die chaos van die menslike sonde het U die orde van die koninkryk van Christus ons Here geskep. En ons loof U daarvoor. Ons loof U dat ons kan deel wees aan hierdie era van opbou en uitbou en voortbou vir die eer van U naam. Gee daarom dat ons U sal eer deur getrou te wees in ons roeping en die uitleef daarvan, in die funksionering as U kerk en koninkryk, as mense wat onder die hoof ons Here Jesus Christus, ons koning, verenig is en sy opdragte uitvoer in die bediening van die lig van sy evangelie. Ons bid so van U Vader, met die gebed ook vir U seën oor ons lewe in hierdie nuwe week, in Jesus se naam. Amen.